Hartlike goeiemôre en baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Vanmôre se skrifgedeelte kry ons in Romeine 12 vanaf vers 2 tot 3 en ek wil graag vir jou lees. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen onder julle, dat hy nie meer van homself moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy besadigd moet dink na die maat van sy geloof, soos God dit aan elkeen uitgedeel het. Nou Paulus kom eintlik in twee gedeeltes. Hy sê, nommer 1, daar's 'n baie groot uiterlike vyand, 'n vyand wat daarop uit is om my en jou aan te spoor, te motiveer, om my en jou te vorm, laat ons sal wees soos wat die wêreld. En weet jy wat doen hy? Hy doen dit deur kultuur, hy doen dit deur mense wat ons na opkyk. Ons wil soos daai persoon wees, of ons wil hierdie ding doen, of ons wil daai ding doen. En ons word so eintlik gevorm en bymekaar ingedruk, laat ons aanpas by die wêreld, terwyl God ons eintlik geroep het om uit te staan. Nie om in te pas nie, om uit te staan. Ek onthou op skool het een predikant een keer by 'n FCSV gesê, dat moenie 'n plastiek wees nie, moenie 'n koppie wees van iemand anders nie, daar's genoeg plastiek daar buite. En dis wat ek eintlik vanmôre wil sê, en dis wat Paulus ook sê. Ek wil nie jy moet dieselfde wees soos die wêreld nie. Ek wil jy moet uitstaan. Ek wil nie jy moet gelykvormig wees nie. Jy moet anders wees as hierdie wêreld. Jy moet nie inpas nie. Jy is geroep en jy's geskape om uit te staan. Maar die tweede ding wat hy ook sê, hy sê die tweede gevaarpunt wat daar is in ons lewens, 'n uiterlike vyand is trots. Is wanneer ek en jy te veel van onsself dink, en dit kom deur die wêreld. Die wêreld se status, die wêreld se aansien, die wêreld, wat sê die wêreld van my? En ons is so geplan, so behep met wat die wêreld van ons sê, en dan kom hoogmoed na vore, dan kom hierdie trots na vore om te sê, joh, ek is daarom nie so sleg nie, kyk hoe lyk ek, en kyk wat se status het ek, en kyk wat sê die mense van my, daai hoogmoed wat na vore kom. Hy sê dis die twee grootste uiterlike vyande, en ons gaan hierdie Sondag gaan ons bietjie verder daaroor gesels, maar dit is uiters belangrik om te besef dat daar 'n uiterlike vyand wat daarop uit is om jou lewe te verwoes. En nommer 1, dis die wêreld, en nommer 2, dis die vyand. Ek en jy moet bewus wees van sy taktieke. Ek en jy moet bewus wees dat ons is nie geroep om in te pas nie, maar om uit te staan. So ek wil jou motiveer in hierdie week, moenie inpas by die wêreld nie. Wanneer die wêreld vir jou probeer sê, praat maar saam, deel maar die negatiewe goed, raak maar betrokke by hierdie ding of daai negatiewe ding of waar ook al, moenie inpas nie, staan uit en wees anderste, want Jesus het jou geroep om anders te leef en anders te wees. Mag die Here jou seën en mag jy 'n lekker week hê. Ek sien jou moontlik Sondag. Totsiens.